With the older trees getting a bit more mature, as long as we keep most of the fruit in the sun as we've got here, I find picking on foreground color works quite well for maturity, and we tend to have relatively little mixed maturity on starches if we pick out that way. As long as we pick the bright fruit that's almost fully red, when they're picking, obviously the background on the underneath side of the fruit is duller, we tend to get the best results. So yeah, it's normally a 2 pick with us, and the second pick comes quite close after the first pick. And the earliest indication that you're picking too deep is when you look at the bin. If you start to see it looks a bit dull, and the background color from the underneath side of the fruit becomes too prominent, then you need to adjust the picking teams. But I think this is the 3rd season now that we using minimal Retain Noir Vista on the big bucks. In this particular block, we've used the leaf blower. It was about a week ago now, and we see color development very quickly after using the leaf blower. The galas is always a difficult one because you need to make sure you don't have too much heat in the 3 to 4 days after you've applied it. So we've stopped now with the heat coming, but we've done a few blocks already. It was on the early side, but we had a good weather window, and we might use it again on the later gala blocks that have had Retain Noir Vista after this heat wave's gone through. Even in a block like this where it looks like everything is actually on flash gala standards, there's always some variability in the orchard. So our standard practice is to still pick out when you're leaving a few fruit behind on a tree, because you move a bit deeper in and one tree is a bit fuller than the next. And we found that we definitely get better results when we pick out even an orchard like this. Some trees will come completely clean, but we don't have so much mixed maturity when we just have a fixed rule that we pick out all orchards. Angelique, die big bucks. Soos jy kan sien, ons begin by 0, weer 0 stysel, en hy gaan reg weer. Maar jy kan sien die kleur. Hy is donker, en hy is nog ver. Hy gaan nog verder ontwikkel. So hierdie kan die manne met geruste hart laat hang. Nog nie pluk nie, van sy drukke is ook hoog. En nou hierdie 2 kyk, seker maar 'n ongelukkige gebeur. Maar kyk hier, so hulle kan nog rustig wees en nie te hard vat aan die big bucks nie, dat hulle kan kleur kry. So die belangrikste boodskap is op die einde van die dag 'n draadse strategie waar hy volgens sê my hoë kleur galas soos my big bucks sal ek eerder uitpluk want hulle kleur vroeg en ek wil hulle uit die pad uitkry. En dis 'n plaas met baie galas waar hulle gewone ou Royal Gala en Royal Butte retain gespuit het om die plukvenster uit te skuif. En ek weet ons promoveer baie retain en Harvista se gebruik vir die gemengde plukrypheid, maar ons het baie pertinent gesê hoe hy die gebruik maak van uitpluk. En wat ek vir julle vandag net wil wys is die gebruik van hierdie big bucks kleurkaart. Die wat nog nie met die kleurkaarte gewerk het nie, ek sal baie sterk aanraai dat julle vir julle kry. So wat die belangrikste is om te weet is dat ons flash gala komponent is van 'n R5 tot 'n R8. Jou R8 is tipies waar die burgundy kleur ontwikkel. Ons advies op die oomblik is ons werk op 'n R6 en 'n R7 as ons kyk na uitpluk, en dan weet ons daai agtere deel van die appel wat jy omdraai is gewoonlik by 'n R5. En dit beteken dat jy jou beste potensiële flash gala uitpak sal kry, want ons skor daai 80% blok kleur op die flash gala se spektrum. As ons kyk nou ons plukstrategie, ons spuit 28 dae voor oes spuit ons retain. En dan van so 3 weke voor oes begin ons monsters inneem. En dan ons probeer om binne en buite monsters te neem sodat ons kan kyk of daar verskil is, want ons probeer om as net 1 pluk te maak of so min as moontlik plukke. En dan so ons neem binne en buite. En dan as die binne en die buite vrugte se rypheid dieselfde is, dan
probeer ons strip ons op. As daar groot verskil is, dit het nog een keer gebeur, waar ek sê, wat ons 2 keer gepluk het. Ander kere het die rietyn vir ons so gehelp, dat ons het so met mekaar getrek het, as ons kon strip op een slag. En ja, dis maar basis dit. So, Dani het nou gepraat wat sy strategie is. Ek wil net eerstens sê, ons promoveer geensins dat ons retain spuit en dan doen ons strippluk nie. Dani het ook in sy aanslag gesê, daar is jare waar hy moes uitpluk, een van die jare. Baie belangrik is op sy boord, is 'n MM109 Voldraan. Hy doen ongelooflik baie werk met chemiese uitdin en handregstellings, en selfs 'n derde grooming aksie. So daar het meestal eens gesit, en die vensters is baie mooi oop. Sentraal leierbome, en op die einde van die dag kan hy wegkom met sy strategie van die retain spuit, en soveel as moontlik met die eerste pluk af te kry. Meerderheid van die tyd as ons retain spuit op ons big bucks, is dit 'n 2 pluk. 60 tot 70% met die eerste pluk, en dan enigiets van 3 tot 5 dae onder EGVV klimaatstoestande sal ons weer deurkom en skoonmaak. Die laatste wat ons gehad het 1 jaar was vir ons 'n 7 dae venster gehad het by die vrugte nog in optimum was. Maar jy moet altyd seker maak dat jy van jou eerste pluk en jou tweede pluk se verteenwoordiging 'n monster trek, en daar moet jy fokus op jou drukke verhaal, dat jy nie omkant gevang word nie. Ons het nog nie voldraande bome in Villiersdorp nie, so dit regverdig nog nie regtig retain en al daai tipe goed nie. So ons het 'n boord op CG onderstam en ons het boorde op M7. Die CG onderstamme het ek hierdie jaar min of meer 3 keer gepluk, party rye, en dit het vir my gewerk, aangesien ons die buiteromp kom uitpluk en dan die binneromp die tweede keer en die derde keer kom strip ek. Dit sal nie altyd so wees nie, maar die vrugte wat agtergebly het was uiters groen gewees, en dis wat teruggekom het. M7 is weer iets heeltemal anders volgens my. Ons het gewag tot meeste of 'n groot deel van die stysels tussen 60 en 70% was, dan is jou stert in optimum en nie in post-optimum nie. Die eerste goeders, die maroon goed, yes, gaan in post-optimum wees, maar die groter deel van jou oes is dan in optimum, wat nie die geval by die CG onderstamme is nie. CG onderstamme is vroeg, ons het letterlik al 3de week Januarie begin vat aan hulle. So ja, vir my, daar's groot geleentheid vir hierdie variëteit, en ek dink in die toekoms as die bome voldraand is, gaan retain of Arvista 'n belangrike rol speel in die optimum afval van hoe die oes loop. So met François, waar hy moet uitpluk, is maar jong bome, hulle groei deur hulle terminale punte, en op die einde van die dag bring dit meer variasie in. So ons het daai eerste generasie vrugte vroeg aan afpluk, ons met die bright lights. In geval van big bucks is alles bright, so ons werk baie streng met 'n kleurkaart, mense moet gekalibreerd wees. En ons kyk ook na die plukrypheidsmonsters van daai vrugte binne en buite. Jy het gehoor hy praat van 3 uitplikke. Dit is definitief die moeite werd om te gaan uitpluk op 'n big bucks. Jy wil nie 'n groen krat hê nie. En Ross het in sy video ook gesê, jy kan onmiddellik sien as jou kratte vaal is. En ook as jy gaan sien die agtergrondkleur wat meer in die groener kant of daai dalkleur is, soos wat hy sê. So ja, al wat ek vir julle kan sê is sterkte. Die appel het baie potensiaal, hy kleur ongelooflik goed. Gebruik jou kleurkaarte, en rondom die plukrypheids waar ek gewys het, waar Ellie aandui vir ons met die stysels, vanjaar kan ek net sê ons grootste aanduiding wat ek nou kan sê is dat ons het ongelooflike hoë drukke. Ek voorsien nie dat ons enige probleme gaan hê met flashball as jy hou by die best practice nie. Ons stysels loop effens voor, selfs teenoor die pitkleur. Ek sal 3/4 pitkleur sien, maar dan sien ek stysels van tussen 20 en 40. En die suikers is regtig baie hoog. So my opinie is ons gaan 'n ongelooflike goeie kwaliteit in die eetjaar hê, en baie sterkte.